Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het net die volgende afkondigings wat ons graag aan u wil voorhou. Die kerkraad maak met leedwese bekend dat Stefan Byleveld se ouma hierdie week oorlede is. En ons vra dat u net so vir 'n minuut sal opstaan asseblief as blyk van meelewing. Baie dankie. Die kerkraad maak met bekend die volgende, opgeneem in die Gereformeerde Kerk Nelspruit, Mariska van der Walt. Die kollektes onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir die teologiese studentekas. Die katekisasie direk na die erediens vanoggend, les 14, voorskool, laerskool en hoërskooljeug en normaalweg weer vanaand die koffiekroeg na die aanderediens. Welkom nuwe intrekkers en besoekers. Nuwe intrekkers asseblief ontmoet die ouderling aan diens hier voor die preekstoel sodat daar nuwe lidmaat besonderhede aangeteken kan word. Ouderling Piet de Wet is hier ergens, daar sit hy. Hy gaan vir ons dit hanteer. Baie dankie Piet. En dan baie dankie ook vir die sustersbestuur wat die tuin piknik gereël het. Dit was blykbaar baie aangenaam. En dan wil ons net vir u noem dat ons dominee vanoggend die nagmaal bedien in Barberton. Die preek wat hy daar lewer is presies dieselfde preek wat vanoggend hier aan ons voorgehou word. Baie dankie. Ek dink ons gaan begin met 'n loflied, skrifberuiming 14:2 vers 1. Broeders en susters en kinders, ons ontmoeting met die Here gaan nou begin, wat natuurlik vir ons 'n groot genade is elke keer. En daarom sê ons as nietige mense die volgende woorde in ons harte saam. Die wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan, soos die berge Jerusalem om alle kante omring en beskerm, so beskerm die Here sy volk vir nou, maar ook vir altyd. Kom ons bid nou om die seën van die Here. O Vader, laat u liefde ons lei. U seën staan ons genadig by. O Gees, stuur u vertroosting neer. Drie enige God, ons sing u eer. Amen.
Ons kan maar vinniger oorgaan na die volgende, asseblief. Ons gaan dadelik oor na die wet van die Here en ons lees dit vir u voor soos wat in Eksodus 20 volg. God het toe al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo is, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf of 'n slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste hê nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, en enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Voordat ons sing, dit lyk dit vir my die groot gedeelte het hulle uitgelaat, en dit is dat ons die artikels, ons geloofsartikels nou gaan bely, en daarom vra ek u om te staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan nou sing, en dan sing ons Psalm 25 verse 2 en 3.
Kom ons bid saam. Getroue God en Hemelse Vader, saam met die psalmdigter juig ons dit uit. Die mossie vind 'n huis, o Heer. Die swalkies lê in nessies neer. En ons vind rus by u altare, waar u vir ons 'n woning maak, en u ons koning ons bewaak. Gedigte Heer der leerskare, welsalig wie in u paleis u altyd deur mag loof en prys. Hemelse Vader, wat verstaan ons daarvan dat ons as u gemeente in gebed by u kan wees, omdat u hier teenwoordig is en omdat ons dit van harte glo. Omdat ons dit ook elke dag van ons lewe belewe, maar ook omdat feesgenot op hierdie rusdag deel is van ons lewe. Omdat ons in u bly is, omdat u lig in die wêreld aangebreek het met u koms na hierdie aarde. En dat daardie lig nog steeds helder brand, elke sekonde, in die harte van u verbondskinders, hier plaaslik in ons land, ja selfs oor die wye wêreld. Omdat u die hele skepping en die hele wêreld in u hande vashou. In stilte kom ons saam, Here, om te kan hoor wat u praat, hier waar ons almal saam is. Ons gebed is ook dan dat hierdie erediens wat ons vanoggend hier het, dat u dit in u hand sal hou, maar dat u ook ons erediens sondes sal vergewe, en ook al ons skuld daarmee saam. Geen ons deur die Gees 'n konsentrasie vermoë om die weelde van u klanke, van u woord, van u evangelie te kan bære in ons ore, maar ook diep in ons harte, sodat ons daardie woorde kan uitbring in ons dade elke dag, waar ons ook al beweeg. In Christus naam, Here, hoor ons kinderlike gebed, ook onder die leiding van die Heilige Gees. Ons bid dit in u naams ontwille. Amen. Ons voorbereidingslied, broeders en susters, is Psalm 119, vers 51. Ons skriflesing vanoggend, 2 Petrus 1, hoofstuk 1 van die tweede brief van Petrus. En ons lees vir u vanaf verse 3 tot verse 11.
Ons gaan gedurig deur verwys na hierdie stuk wat ons gaan lees, so as dit vir u enigstens moontlik is om die Bybel naby te hou, sodat u die preek kan volg. Terwille van die begin van die brief wil ek graag begin by vers 1. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. En dan vanaf vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis. Die kennis met selfbeheersing. Die selfbeheersing met volharding. Die volharding met godsvrug. Die godsvrug met liefde onder mekaar. En die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Ons teksverse is verse 8 en 10. En jy kan dit oorgaan na die volgende een toe. Dankie. Immers wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is nie, want julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. En dan verse 10, daarom broers, lê julle soveel te meer daarop toe om julle roeping en verkiesing stewig te vestig, want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het laas naweek die voorreg gehad om nagmaal te vier. 'n Geleentheid waarin ons elkeen herinner is wie ek en jy is, maar ook wie hy is en wat hy ons gemaak het. Dit is dus gepas dat ons vandag met nabetragting saam dink oor die Christen se lewe. En dit is dit wat gebeur na ek en jy met die kruis gekonfronteer is. Nadat die Christen weergebore is, 'n nuwe identiteit ontvang het, 'n roeping ontvang het, en die gevolglike kruis wat ek en jy elkeen begin dra het. Wanneer 'n mens deur Christus se geboorte, sy lewe, sy kruis en sy opstanding gekonfronteer word, dan kan ek en jy nie anders as om anders te wees nie. Vreemdelinge en bywoners, soos ons dit vroeër genoem het. Maar hierdie anders wees, in aanhalingstekens, die vergenoegdheid met wie ek is, die vermoë om lyding te kan sien, as 'n geleentheid om in jou geloof te groei, om al minder oor te gee aan my eie hart, en meer te leef soos wat God dit wil hê, dit gedoen moet word. Maar hierdie anders wees, is nie iets wat onmiddellik gebeur nie. Dit gebeur nie na 'n wedergeboorte nie. Dit is dikwels ook my en jou frustrasie.
Want ons lewe in 'n wêreld waar ons begeertes onmiddellik bevredig moet word. As ek op 'n skakel of 'n knoppie druk, dan moet dit onmiddellik gebeur. Ons ken dit baie goed. En as ek 5 minute moet wag by 'n winkel, raak 'n mens gefrustreerd omdat jy tyd mors. Ons is in 'n kitswêreld. Ons hou van kitsoplossings. En ons hou van onmiddellike bevrediging. En ek en jy as gelowiges worstel dikwels daarmee dat ek nie onmiddellik die lewe kan lei waartoe God my geroep het nie. En die rede daarvoor is dat die lewe van 'n Christen nie 'n produk is van my eie wilskrag en my pogings nie. Want dit is 'n produk van die Heilige Gees wat in jou lewe intrek. En daarom het ons mos die potensiaal vir 'n buitengewone organiese groei, maar ook vir 'n karakterverandering. Ons teks praat hier van 'n wegbeweeg van selfsug en 'n beweeg van diensbaarheid, van verslawing na vryheid en selfbeheersing, van dwaasheid na absolute vryheid. En dit praat ook van 'n innerlike karakterverandering, maar ook 'n geestelike groei. En daar's 5 dinge wat ons teks vanoggend vir ons uitwys. Volgens hierdie gedeelte is geestelike groei tog moontlik. Geleidelik ja, maar noodsaaklik, maar ook prakties en uiteindelik wonderlik. Kom ons gaan 'n bietjie deur hierdie punte. Geestelike groei is moontlik. Tussen vers 3 en 4 het van ons teks lees ons die volgende: Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. En daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur die begeerlikhede van die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Dis ongelooflike woorde om te hoor, broeders en susters, nie waar nie? En tog sê ons dikwels vir onsself, en ons sê dit vir ander mense ook, dat 'n luiperd nie sy kolle kan verander nie. Daarmee bedoel ons dat die mens nie kan verander nie. Jy's maar so gemaak. Jy bly dieselfde onbetroubare sondaar wat jy nog altyd was. En die woorde hier in vers 3 en 4 staan lynreg teenoor hierdie aanname dat mense nie kan verander nie. Maar hoe is dit dan moontlik? Volgens hierdie teks. Hoe is dit moontlik dat ek kan verander? Daar is net een manier. In vers 4 word met die gelowige gepraat, die wat die evangelie gehoor het, en ook dan glo, die wat wedergebore is. Vir jou wat in hom glo, wat wedergebore is, vir jou is daar deur sy goddelike krag alles geskenk, wat jy nodig het. En dan kry jy deel aan die goddelike natuur. Hier word niks anders te gepraat van as die werking van die Heilige Gees in ons nie. Dit is deur die Gees dat dit moontlik is om geestelik te groei, om anders te wees. Broeders en susters, wanneer 'n baba gebore word daar selfs daar gene oorgedra. Gene wat teenwoordig is in sy of haar ouers, grootouers en hulle ouers. En so kan ons aangaan. Gene word konstant oorgedra en sekere karaktereienskappe kom daarmee saam. Maar wanneer 'n gelowige wedergebore word, dan ontvang ek en jy 'n stukkie geestelike DNA van bo. En dit is die Heilige Gees wat in my en jou woon. En dit is hoe dit moontlik is om geestelik te kan groei, want die Heilige Gees is vir elkeen wat wedergebore is ingeplant. Dis 'n deel van jou nuwe identiteit, jou nuwe menswees. Jou nuwe menswees se DNA. En dit is slegs deur sy werking in jou en my dat ek en jy werklik kan groei, werklik kan verander. En dit is die goeie nuus, broers en susters. Ons het in hom, die Heilige Gees, reeds alles ontvang wat ons nodig het om te lewe en te dien. Ons word in staat gestel deur hierdie Gees om 'n gehoorsame lewe te lewe. En dit daal die druk van ons af. Wanneer 'n mens hoor dat jy alles ontvang het om die Christelike lewe te leef, beteken dit egter nie
dat ek en jy dit onmiddellik gaan regkry nie. En dis eintlik waar die groot wonder nou kom. Jou geestelike groei is geleidelik. Dit gebeur geleidelik. Net om te glo is nie genoeg nie. Jakobus sê om te glo bestaan, om te glo dat God bestaan, maak ons niks anders as die bose geeste nie. Maak ons niks anders as 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Geloof moet lewend wees. En daarom moet ek en jy ons alles in die stryd werp om die geloof te verryk deur deug by te voeg, by deug insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding Godvreesendheid, by Godvreesendheid broederliefde, en by broederliefde liefde vir alle mense. En dan sê die teks verder vir ons, immers wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is nie, want julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Hier staan nie, julle moet hierdie eienskappe hê nie, en dit gaan daar wees die oomblik as julle glo nie. Nee, daar staan wanneer julle oor die eienskappe beskik en daarin toeneem. Hierdie dinge kom nie eensklaps nie. Nee, 'n mens groei geleidelik in hierdie karaktereienskappe in. En dit is belangrik om dit te hoor, geliefdes. Dit is baie belangrik omdat baie mense wat hoor die Christelike geloof gaan jou lewe verander, sien dit as 'n oombliklike verandering. Hulle verwag dit inteendeel. En wanneer hierdie dinge nie in 'n oogwind verander nie, dan word ek en jy moedeloos en ons word slap in ons geloof. Maar dit is asof ons heeltyd dit wat die Bybel oor hierdie onderwerp sê, mislees. Ons hoor byvoorbeeld nie so mooi wanneer 1 Petrus 2 vers 2 vir ons leer, soos pasgebore babatjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Ek en jy moet soos babatjies nog leer sit. Ons moet leer kruip, ons moet leer loop, hardloop, balanseer en so meer. Selfs oor tyd gebeur dit. Deur die krag van die Heilige Gees leer ons tot geestelike volwassenheid te kom. Volwassenheid waar ons geloof verryk is deur al die dinge wat ons vroeër genoem het. En ons onsself elke dag deur die krag van die Gees daarin oefen. Maar die probleem is, ons gee dit nie tyd om te ontkiem nie, broer en suster. Om wortel te skiet en dat dit 'n boom word nie. Jesus sê, as julle geloof maar so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle berge kon versit. Die krag lê nie in die saadjie nie, maar in die potensiaal om te kan groei. Mosterdsaadjie geloof sit om in 'n boom. Ons lees in Korintiërs, Paulus het geplant, Apollos het nat gemaak, maar dit is die Heilige Gees wat laat groei. Maar die probleem is, ons gee dit nie tyd om te groei nie. Ons het die tyd nodig. Niemand van ons gee daardie saadjie van geloof geleentheid om te groei nie, want ons soek dit nou. Maar geestelike groei, geliefdes, kom geleidelik. En dit is baie belangrik. Luister weer, wat sê ons teksvers? Daarom, broers, lê julle soveel te meer daarop toe om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel nie. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, ryklik aan julle voorsien word. Ons lees hierdie woorde en dit klink asof die Here vir ons sê, jy kan waardig genoeg wees deur al hierdie dinge te doen om in die hemel te kom. Maar dan mis ons daardie woordjie in die middel van vers 10, soos baie mense gerieflikheidshalwe maar doen. Lê julle soveel te meer daarop toe om julle roeping en verkiesing stewig te vesting. Ek en jy is nie die room van die verkiesing nie, of van die mensdom nie. Ons is nie die beste, die oulikste of die mooiste nie. Soos een kommentaar dit stel, ons is nie God se choice people nie, want God se guns en seëninge verdien nie.
Nee, ek en jy is God se gekose kinders. Ons is gekies om genade te ontvang, broer en suster. Petrus sê hier vir ons, ek wil hê dat julle julle uitverkiesing bevestig deur julle geestelike groei. Elkeen van ons ken die baie bekende 5 solas van die reformatie. Sola scriptura, deur die woord alleen. Sola fidei, deur geloof alleen. Sola gratia, deur genade alleen. Solus Christus, deur Christus alleen. En soli deo gloria, aan God alleen die eer. En nou het die groot reformatore oor die geloof gesê, deur geloof alleen, maar geloof bly nie alleen nie. Bedoelende dat ons deur geloof alleen deel kry aan die verlossingswerk van Christus en nie deur ons dade gered word nie. Maar dat geloof nie alleen bly nie, in die sin dat geloof noodwendig in dade moet oorgaan. Jou geloof sal noodwendig omsit in 'n veranderde lewe, 'n nuwe lewe, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe waarvan jou dade sal getuig van jou verlossing en jou eie dankbaarheid vir daardie verlossing. Want hoe anders sê 'n mens dankie vir die seun van God wat mens word, onder my en jou kom woon, sy lewe vir jou en my aflê sodat ons gered kan word? Hoe sê 'n mens dankie vir iemand wat alles vir jou gegee het, sonder om alles van jouself vir hom te gee? Aan die een kant sê Petrus, jy is uit genade gered, jy is geroep, jy is gekies, en dit alles is genade. Maar hoe weet jy dat jy regtig glo? Daar is nie troos daarin dat jy sê, jy glo, en dat jy deur geloof alleen gered word, as jy jaar na jaar nooit werklik verander nie. Want elkeen wat werklik deur die genade van God aangegryp het, sal 'n begeerte hê om met sy of haar lewe dank aan God te bewys. En hierdie Christenlewe van dankbaarheid kan daardie gewoonte sondes nie voortbestaan nie. En dit is waarom geestelike groei nie net moontlik en geleidelik is nie, maar ook noodsaaklik. Geestelike groei is prakties, dit kom oor in die praktyk. Potchefstroom het een van daardie langste akkerlanings in die wêreld. En in hierdie klein akker lê daar 'n groot potensiaal vir groei. Soveel so dat dit sypaadjies oplig en baie studentemotors wat swak suspensie het, lekker laat deurstamp, soos wat die wortel soms deur die teer probeer beur. 'n Akkerboom is groot en het baie krag, maar 'n akkerboom dra ook baie akkers wat op hulle beurt weer groot bome word. Die vrug van een akker se groei is dus groot, soos wat die vrug van een gelowige se geestelike groei ook groot is. Maar vir daardie vrug om te ontkiem en te groei, moet gevoed word. En dit sê ons teks lyk so, lê juis daarom alle ywer aan die dag om by julle geloof te voeg. Die eerste praktiese aspek van geestelike groei is dit vat moeite van ons kant af. Dit gebeur nie net van self nie. Paulus moet plant, Apollos moet nat maak, ook al is dit die Gees wat laat groei. En dit vra vir my en vir jou geestelike dissipline, broer en suster. Dit vra vir my en jou woordstudie. Luister na God se woord, ure in gebed, daaglikse oefening aan die vrug van die Gees en die wapenuitrusting van God. Dit vra vir my en vir jou doelgerig en doelbewus om te beweeg na geestelike groei toe, deur te plant, nat te maak. En die tweede praktiese aspek is, voeg by. Die woordjie wat hier in Grieks gebruik word, is dieselfde as om te belê. Belê in hierdie deugde, sê Petrus. Maar om hierdie belegging te maak, is nie sommer net so nie. 'n belegging vra van my en jou risiko. Ons belegging is in die betroubaarheid van God. As hy sê, hy het alles vir ons gegee wat ons nodig het om hierdie lewe te leef, dan is dit so. As Christus genoeg is, dan moet ons dit vertrou en nie ons eie paadjie hemel toe te probeer oopkap nie. As hy sê, belê in hierdie eienskappe, en dat dit gevolg sal hê dat ons nie nutteloos sal wees nie, sonder vrug nie, dan moet ek en jy dit doen. Wat broer en suster, dit lei tot 'n lewe wat vrug dra. 'n Lewe wat God verheerlik,
'n lewe wat uit die krag van die Heilige Gees leef, sodat ons in tyd van trauma, in 'n tyd van swaar kry en beproewing, in staat is om te kan sê, laat U wil geskied. Dit is om jou kruis in die navolging van Christus te dra, in volle vertroue, dat dit jou nader aan Hom sal bring. En nader aan 'n lewe van 'n opregte geloof in Hom te reflekteer. Om af te sluit. Die produk van wedergeboorte is 'n nuwe identiteit en 'n nuwe lewenskrag. En hierdie lewenskrag se bron kom vanuit die Heilige Gees. Hy maak dit moontlik om anders te wees en om volhoubaar te wees om in hierdie nuwe Christelike lewe te lewe. Hierdie nuwe Christelike lewe neem geleidelik toe, broer en suster, maar dit word stadig seker groter en sterker. 'n Boom wat egter ophou groei, is 'n boom wat besig is om dood te gaan, en daarom is geloofsgroei noodsaaklik om juis ons verkiesing te bevestig, om ons vas te maak dat God ons gekies het, ons gered het, ons sy kinders gemaak het, dat ons deur sy genade weergebore is. En hoewel daar genoeg is wat ons prakties kan doen om die regte omstandighede vir geloofsgroei te fasiliteer, soos om te plant en nat te maak, is dit egter na alles die Gees van God wat die krag agter hierdie groei sit. Ja, dit stel ons in staat om te belê in die vertroue dat God sal doen wat hy beloof het. En ons sal bevestig as sy kinders op die laaste dag. Mag God ons deur sy Gees daartoe help om geestelik te groei, om dit te soek, in sy woord te bely, op ons knieë te bly, en geleidelik deur woord en Gees te kan verander, sodat ek en jy kan wees wat God van jou en vir my vra. Amen. Kom ons roep sy naam in gebed. Ons wil U dank, Vader in die hemel, want U is driemaal heilig. Ja, hy is onveranderlik. U is ewig. U is goed. U is ons skepper. Maar U voed ons elke dag. U onderhou ons. Dat U, Here, in U ewige raad vir Jesus Christus, U seun in die volheid van die tyd gegee het, om die nuwe dag vir ons te kom oopbreek. Die vir ons 'n nuwe wêreld gebring het. 'n Nuwe wêreld in hierdie ou wêreld. Dat U elke dag vir ons nuwe dinge openbaar. Dankie, Here, dat dit vir ons waar is, dat die een van ons lewe met 'n enkele uur kan verleng nie, deur ons te bekommer nie, ook nie in hierdie week wat voorlê nie. Ons dankie dat ons Here Jesus Christus aan die regterhand van God sit, by ons Vader, wat vir ons intree as ons hier bely. Ja, Here, ons soek die dinge daarbo waar U is. Want na alles is dit waar ons skat is en waar ons rykdom geleë is. Here, vergewe ons as ons hart elders is. Lei ons in hierdie dae wat kommer in ons harte bring oor soveel probleme in ons eie land. Dink aan werkloosheid, finansies wat nie meer voldoen aan die eise van 'n gejaagde wêreld nie. Ons dink aan die korrupsie, misdaad, siektes, oorloë, duisende mense wat daagliks sterf. In die krag van Jesus Christus en ons Vader bid ons vir elkeen hier en oor die hele wêreld. Ja, vir groot en klein mense,
vir arm en ryk mense, ook vir ons oues en vir ons jong kinders, ook vir hulle wat gesond is en sterk is, maar wat ook gestrem is. Maar in besonder ook aan diegene wat in 'n siekte stryd moet verduur, Vader. Ons dankie vir ons lied wat ons vanoggend kon sing. Dankie vir die saamwees met ander lidmate. Wil U ons seën, o Vader, en dat U guns uit Sion ons bestraal. Hoor ons gebed met diepe dankbaarheid. Here, dankie vir ons weelde, maar ook vir ons geestelike weelde. Dankie vir ons leraar wat hard werk, wat weer vanoggend in Barberton die nagmaal daar bedien. Dankie vir hom en sy gesin. Gee dat ons hulle sal mooi oppas en sal voed. Lei ons elkeen, o Here, aan die hand, sodat ons uiteindelik aan eendag almal ons voete in Sion sal vind. In Christus naam bid ons dit, want so is ons ook hier saam vergader. Amen. Ons gee nou vir die diakens geleentheid om die fondse in te vul. Ons antwoord op die preek, skrifberuiming 8:1, verse 1 en 2. Kom ons bid saam. Laat Heer U seën op ons daal, U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel, en dit geskied, wil Heer U seën oor ons gebied. Amen.